Vriende, blaai saam met my na 1 Petrus. Ek gaan vanaand met u praat net oor hierdie een kroon. En hierdie kroon staan bekend as die kroon van heerlikheid. So ons kom nou vanaand by die 3de kroon. Ons is besig om te praat met mekaar oor hierdie beloningsseremonie, wanneer ons voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, soos 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, voor hierdie bema, en dis net vir kinders van die Here, waar ons beoordeel gaan word. Let op die woord, beoordeel. Jy gaan veroordeel word, daardie persoon wat die Here Jesus nie ken nie, die dag wanneer ons voor die oordeelsdag, daardie mense hulle gaan bevind, gaan verskyn voor Jesus as regter, gaan hulle veroordeel word. Maar by die regterstoel oordeel gaan ons beoordeel word. Ons gaan beoordeel word volgens ons werke. En Openbaring 22, 3 keer in daai een hoofstuk kom hierdie woorde voor. Kyk, ek kom gou, vers 7, vers 12 sê, kyk, ek kom en my loon is by my, né? En dis wat die Here Jesus sê, hy kom met 'n beloning vir sy kinders. En die eerste een wat ons na gekyk het, is die beloning vir die kroon vir wet, hulle wat volgehou het in hierdie wedloop. En ons het vanmôre gekyk na die ander kroon, die kroon van geregtigheid. En vanaand gaan ons kyk na hierdie kroon, staan bekend as die kroon van heerlikheid. Die kroon van geregtigheid staan ook bekend as die wederkomskroon. Maar hierdie een is die herderskroon. Daar is 'n spesiale kroon wat weggelê word en wat reggehou word deur die Here Jesus as dit kom by geestelike werkers. Maar let op wat die woord sê. Ek wil vanaand vir u sê, is eintlik met groot hartseer, wanneer ek oor hierdie kroon praat, moet ek vanaand vir u sekere dinge uitwys. En ek wonder of dit werklik so is, as ek vandag na kerke kyk, as ek na gemeentes kyk, as ek vandag na predikante kyk, as ek vandag na pastore kyk, as ek kyk na mense wat sê hulle doen die Here se werk, doen hulle werklik die Here se werk, voldoen hulle werklik aan hierdie vereiste. Ek wil vanaand vir u sê, of u nou wie ook al is in hierdie gemeente, wat u ook al in hierdie gemeente doen, ons verwys altyd daarna as die PIP, die persoon in beheer, en of u nou sonnaarskool gee, en of u nou wat 'n deel is, waar u betrokke is in hierdie gemeente. Hierdie is God se standaard, vir elke persoon wat diens vir die Here verrig. Hoor 'n bietjie hier. Petrus is aan die woord, en hy sê in 1 Petrus 5, dan sê hy iets hier, van vers 2 af. En ek gaan vir u lees van vers 2 tot vers 4. Jy met jou Bybel nou oop hou, ek gaan vanaand vir jou sekere dinge wys. So ek gaan net oor hierdie een kroon praat vanaand. Hy kom nou en hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Hierdie nie om vuil gewin nie, dit beteken nie vir jou eie sak nie. As ek dit vanaand vir u wil sê, die kansel, die verskil vandag in die kansel lê tussen die be en die ge. Vir baie is dit 'n wonderlike beroep, en vir sommige is dit dat hulle deur God geroep is. Ek wil vanaand vir u sê om hier te staan. Om vanaand voor 'n gemeente te staan, moet jy weet jy is deur God geroep. As jy nie deur God geroep is, het jy geen reg om voor mense te staan nie, dan is dit jou beroep. Hy sê nie om vuil gewin nie, vir jou eie sak nie, maar met bereidwilligheid. Hoor hierdie vers, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar, jy vat jou rooi pen en omkring hierdie woorde, maar as voorbeelde vir die kudde. Ek vra vanaand vir u, en u moet dit self antwoord. Ek wil eintlik daar by u kom staan en dat ons die stoele om mekaar net so in 'n kring gesit het en hieroor gepraat het. Dink u vandag,
dat die kansel is vandag vir mense 'n voorbeeld. Let op die ander woordjie wat hy nou gaan gebruik. Hy sê nie as heersers nie, nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Hoor nou hierso, en wanneer die opperherder met hoofletter verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Wanneer die opperherder verskyn. Hier kom die beloning, die derde kroon. Hy word genoem 'n onverwelklike kroon van heerlikheid. Ek wil hierdie vers net weer vir u noem. Kyk op die bord. Hy sê, en wanneer die opperherder verskyn, wanneer die Here Jesus verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Elke keer wanneer ek by hierdie gedeelte kom, dan is dit vir my belangrik om die vraag te vra by 'n kroon, aan wie word hierdie kroon gegee? Wie kwalifiseer? Wie is die hele? Want jy sien, ons moet dit duidelik hê, wie kwalifiseer? Wie gaan eendag hierdie kroon kry? Nou sê ek weer, wanneer ons praat oor die Here se werk, dan praat hy hier nou as hy gaan op ander plekke 'n ander woord gebruik, maar elkeen wat in die Here se werk staan, kom ek noem hulle vanaand predikante, ek noem hulle pastore, ek noem hulle geestelike werkers, elkeen wat deur die Here geroep is, jy moet hierdie woord mooi hoor, wat deur die Here geroep is, gaan eendag hierdie kroon ontvang. Is dit nie wonderlik nie? Elkeen wat iets vir die Here gedoen het. So ek wil dit vanaand saamvat onder hierdie woord geestelike werkers. Lerende en regerende ouderlinge, waarna 'n bietjie later verwys gaan word. Ek wil vanaand begin, voordat ons by daardie vers gaan kom, wil ek net hierdie woorde sê, en dit is vir my hartseer om dit te sê, maar ek wil dit sê vanaand, dat hierdie amp, hierdie posisie in ons dag, waarin ons onsself bevind. As jy praat oor die kansel, as jy praat oor en verwys na predikante, pastore, geestelike werkers, dan word hierdie amp eintlik verag. Die wêreld het nie meer respek wanneer dit kom by die titel dominee nie. Hulle het nie meer respek as dit kom by die woordjie pastoor nie. Geen respek word meer getoon nie. Dis asof die wêreld hulle neus optrek as dit kom by hierdie amp. Daarna, na hierdie mense word verwys as die skynheiliges. Daarna, na hulle word verwys as die voordoeners van die samelewing. Maar as Petrus oor hierdie amp praat, wanneer hy praat en hy verwys na geestelike werkers, na hierdie geestelike leiers, dan sê hy in een woordjie hierdie woorde, dat daar word van hulle verwag om reg te lewe. En om reg te lewe, gebruik Petrus hierdie woordjie as voorbeeld vir sy gemeente. Nou weer eens, ek kan die gedagtes laat gaan en ons kan baie informeel daaroor praat. Dink u dat vandag daar baie voorbeelde op ons kansels is? Want jy sien die gemeente volg die voorbeeld. Net dit, die voorbeeld wat gestel word, is dit wat die gemeente sal volg of navolg. Ek wil hê, u moet nou na hierdie vers kyk. En ek wil vanaand vir u sê, elke geestelike werker wat aan hierdie standaard gaan voldoen, ek sê weer, maak nie saak wat se werk jy vir die Here doen nie, dis die standaard wat die Here van hierdie gemeente verwag. As jy iets vir die Here doen, kyk 'n bietjie na 1 Timoteus. Paulus kom en hy gee vir hierdie jong man, 'n jong prediker, gee hy nou raad. As jy jonk is, of as jy sekere beginsels wil weet, dan gaan lees jy hierdie brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het, 1 Timoteus en 2 Timoteus, dan sê hy 'n hele paar dinge. Maar ek wil hê jy moet in hoofstuk 3,
Hy kom nou en hy praat oor die karakter van die predikant. Hy praat oor die karakter van 'n geestelike werker. Hoe moet daardie persoon wees? Wat word verwag? Wat beteken die woordjie voorbeeld? Wat beteken die gedagte om reg te lewe? Nou gee hy vir hom 'n paar riglyne en hoor nou mooi. Wat is die standaard wat Paulus vir Timoteus stel? Ek vra weer, laat jou gedagtes gaan en sê, Here, is dit waar? Is dit nie die rede hoekom dit gaan in gemeente soos wat dit gaan nie, omdat daar nie voorbeelde is nie? Omdat die opsiener, hier gebruik hy die woordjie, luister mooi wat sê hy in hoofstuk 3 vers 2, 1 Timoteus 3 vers 2, hy sê, opsiener. Wat verstaan jy onder die woord opsiener? Iemand na wie jy kan opsien. Is dit nie so nie? Verstaan jy dit ook so? Hy sê 'n opsiener dan moet onberispelik wees. Die Afrikaanse vertaling, en ek gaan dit nou vir jou in Engels gee, onberispelik beteken waarop geen kritiek ingebring kan word nie. Iemand wat bo verdenking is. Blaamloos, sê die een vertaling. Onberispelik wees. Die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. En nou hier's nou een woordjie waarop ek vanaand so 'n bietjie gaan konsentreer, want ek wil vir u wys wat gaan in gemeentes aan. Hy sê dat daardie opsiener, daardie persoon wat in die kansel staan, wat deurgaan as 'n predikant of as 'n pastoor, as 'n geestelike werker, hoor nou mooi, hy sê geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid onderhou. Dit is wonderlik as hy hieroor skryf. Hy skryf oor hoe hierdie manne moet wees en hoe hulle dan moet lewe. Hy gebruik hierdie woordjie 'n opsiener, iemand na wie ek en jy moet opsien en opkyk. 'n Opsiener, wil ek weer sê, in hierdie raamwerk wat Paulus skryf, is 'n predikant, is 'n pastoor, is 'n geestelike werker. Hy sê moet onberispelik wees, blameless. Wat is standaard? Blameless beteken niemand kan 'n vinger na daardie predikant wys of na daardie geestelike werker wys. Weet, terwyl ek my hart voorberei, terwyl ek met hierdie punt besig was, het ek gegaan en ek het in my gedagtewêreld en in my geestesoor het ek gehoor wat mense sê vandag van predikante. Verskriklike dinge. Wat die wêreld sê van pastore, verskriklike dinge. Hoeveel vingers word vandag gewys na hulle wat op die kansel is. En Paulus skryf en Petrus sê hierdie woorde, hy sê geen vinger mag gewys word na 'n opsiener. Blaamloos. Blameless. Hoekom? Onberispelik, hoekom? Want die Bybel sê so. Ek wil net vir u so 'n bietjie in die prentjie inbring. Dan vra ek myself die vraag af, ek staan in dieselfde amp as baie van hulle wat sê dat hulle predikante en wat pastoor is. Ek staan in dieselfde skoene van hierdie man en ek sê, as ek dink en ek sien wat in gemeentes aangaan en op terreine aangaan, ek wil vanaand dit vir jou wys. As vers 3 net dit sê, ek gaan net een van hierdie woordjies uithaal om vanaand vir u te wys, wat gaan in die wêreld aan, wat gaan in gemeentes aan. Hy sê, 'n opsiener moet geen drinker wees nie. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê nie hy moet nie dronk word nie. Die Bybel sê nie dronk word nie. Hy sê hy mag geen drinker wees nie. Hoor gou mooi. 'n Geestelike werker, maak nie saak wie is nie, 'n geestelike werker
mag geen drinker wees nie. As u wil kwalifiseer vir hierdie kroon, hy word genoem die herderskroon, dan moet u vanaand inkom volgens God se raamwerk, want hy sê, hy moet 'n voorbeeld, moet hy wees, 'n voorbeeld. Kyk gou wat beteken hierdie woordjie geen drinker. Hy sê nie ek en jy mag nie dronk word nie. Hy sê 'n voorbeeld. En die woordjie geen drinker beteken unmixed with wine. En unmixed with wine beteken wynloos. Wynloos. O, vriende, ek het my gedagtes laat gaan en ek het gedink aan Kimberley. As ek dink aan gemeentes waar die dominee die voorstander is, waar hy die voorbeeld stel vir sy gemeente, waar jy glasies kry wanneer dit koud is, wanneer dit sopaande is, wanneer in ons eie dorpie, Kimberley, dan sê ek, Here, hoe gaan daardie persoon eendag voor God staan? 'n opsiener mag geen drinker wees nie. Ek onthou, op 'n sekere dorp het ek 'n reeks dienste gedoen, daar in Malmesbury se omgewing. En 'n apteker het my gevra of ek nie met 'n man wil praat. Hierdie man se naam was Bertie gewees. En op daai stadium was Bertie, hy 'n alkoholist. Hy het 2 bottels klipdrif per dag gedrink. En in daai reeks het die Here vir Bertie losgemaak. En Bertie het die Here vertrou om hom vry te maak van alkohol. Maar in ons gesprek vra ek vir Bertie hierdie woorde. Ek sê, Bertie, sê gou vir my, waar het alles begin? En hy sê vir my, ek was 'n jong man gewees en ons was op 'n onthaal gewees. En by daardie onthaal het die predikant die heil, en ek haat hierdie woord, hy het gesê die heildronk ingestel. En ek het daar as jong seun gesit, en ek het vir myself gesê, as die dominee daai glasie kan gebruik en die heildronk kan instel, dan is daar niks meer verkeerd nie. En dis waar sy drankprobleem begin het. Hy het gesien die voorbeeld. Hy het gekyk na die opsiener. Hy het gesê, weet jy wat, hierdie dominee stel die voorbeeld. En as hy dit doen, dan kan ek die lisensie daarvoor kry. En Bertie het gedraai by 2 bottels klipdrif per dag. Die voorbeeld. Ek doen huisbesoek, dan sê mense vir my, dominee, wat wil jy drink? Wat se bier wil jy? Wat se wyn wil jy? Want my vorige dominee, as hy huisbesoek doen, dan drink hy saam met my. My dominee drink saam met my. In die weermag as kapelaan het hulle vir my gesê die dag toe my bevestig het, hierdie is vir ons kapelane. Dan wys die luitenant so na die drank, dan sê dis vir ons kapelane. 'n opsiener, 'n geestelike werker mag geen drinker wees nie. Unmixed with wine. Wynloos. Kan ek vanaand vir u sê, kyk na ons bazaare in Kimberley. Kyk wanneer die kerk, 'n gemeente, 'n bazaar of 'n kermis aanbied. Die heel eerste ding wat opgeslaan word is die biertente. Op die perseel van die kerkterrein word 'n biertent opgeslaan. Wildveilings word in kerksale gehou wat gepaard gaan met drank. Wie gee die toestemming? Ek wil vanaand vir u sê, God se oordeel oor daai gemeentes moet verskriklik wees. Hy moet onberispelik. Hoor wat sê die Bybel. Hierdie woordjie onberispelik, blameless, die een vertaling sê, now 'n overseer, dis 'n opsiener, must give no grounds for accusations.
but must be above reproach. Onder geen verdenking. Wat sê u vanaand? Is dit waar? As dit by gemeentewerk kom? As dit by gemeentes kom, dink u, as u aan geestelike werkers dink u daai definisie, God se woord, ek noem dit 'n definisie, is waar vandag? As dit by geestelike werkers kom, as dit by predikante kom, as dit by pastore, geestelike werkers, is dit waar? Above reproach. Geen vinger mag na daardie persoon gewys word nie. As ek dink wat predikante doen onder die naam, onder die vaandel van sy of haar aan. Skuld oralste. Gaan maar so deur die lewe. En hy gebruik sy titel. Overseer must give no grounds. No grounds. Charles Spurgeon het hierdie woorde gesê. Let op wat sê hy. Hy sê daar is predikante. Hulle preek so goed en so mooi en so uitstekend. Dis net jammer dat hulle ooit van die kansel af moet afklim, want ongelukkig weerspreek hulle lewe, hulle boodskap. Kan ek weer vir u wys? Hy het gesê, hy word genoem die prins van predikers. Hy sê daar is predikante, hulle preek so goed, uitstekende boodskap. Dis net jammer dat hulle ooit van die kansel af moet afklim, want ongelukkig weerspreek hulle lewe, hulle boodskap. Dan gaan hy verder en sê hierdie woorde. Dit is so jammer dat hulle in die heel eerste plek op die kansel moes opklim. Wat 'n toestand. Die Bybel sê, daar is 'n sekere beloning vir daardie geestelike werker. Ek noem hom vanaand 'n predikant, ek noem hom vanaand 'n pastoor, enige persoon. Jy kan die benaming en die titel kan jy maar self bysit. Maar daar is 'n sekere beloning wat weggelê word vir daardie geestelike werker wat die pad regloop en reguit loop. Wat 'n voorbeeld is vir ander. Blameless. Geen vinger wat na daardie persoon gewys kan word nie. Die herderskroon. Wat 'n standaard. Miskien mag jy vanaand sê dis 'n geweldige hoë standaard. Is dit moontlik? Die Bybel sê dit is moontlik. Wat my wonderlik is, vriende. Net hierdie twee woordjies. Ek wil jou wegstuur vanaand met twee woordjies. 'n Voorbeeld. En hierdie woordjie 'n opsiener. Mense kyk na jou en my lewe. Waar ek en jy ons ook al mag bevind, hou mense jou en my lewe dop. En ek en jy kan daar die struikelblok vir iemand wees. Of my en jou lewe, soos ek môre gesê het, 'n heilige lewe, trek altyd iemand anders na Jesus toe. Ek wil vanaand vir hierdie gemeente sê, om hierdie beloning, hierdie spesiale beloning van die Here Jesus te ontvang, pas op hoe jy lewe. Pas op hoe ek en jy lewe. Pas op dat mense nie vingers kan wys na jou en my lewe, en dit kan maak dat hulle nooit Jesus met vrymoedigheid kan volg nie. Die herderskroon. Sal jy kwalifiseer daarvoor? Of het jy nodig vanaand vir die Here te sê, Here, dis 'n geweldige hoë standaard. Ek hoor iemand sê vir my, ons is maar net mens, ons is maar net mens. Maar God se woord sê, dis hoe ons moet lewe. Dis hoe ons moet lewe. En weet jy wat vir my so wonderlik met God se woord, wanneer hy met ons praat, dan moet ons vanaand buig en sê, Here, ek voldoen nie aan hierdie standaard nie, maar ek wil graag
Ek wil graag. Daar's 'n begeerte in my hart. Dis nie net vir die dominees en vir die predikante. En nee, Here, daar's 'n begeerte in my hart om ook eendag hierdie kroon van Jesus uit sy mond my naam te hoor en te sê, Here, deur God se genade te gelewe, sodat daar geen vinger aan my lewe gewys was nie, as kind van die Here. Wonderlik om dit te weet, hè? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons het vanaand gekom by die derde kroon, die herderskroon, die kroon van heerlikheid. Petrus sê, en wanneer die opperherder verskyn, wanneer die Here Jesus verskyn, sal hy hierdie kroon gee aan daardie persoon, daardie kind van die Here, wat as voorbeeld, Here, ek het maar net een, daar's 'n lys wat genoem word, hoe daardie persoon moet lewe. Hy moet reg lewe. Hy moet as voorbeeld lewe, 'n voorbeeld in sy huis, voor sy kinders, buitekant toe. Here, help vir ons. Die standaard het so laag geword, Here, dat ons maar dink dis reg, dis hoe die standaard moet wees. Maar Here, help vir ons om hoog te mik, dat die standaard van ons lewe opgelig sal word, en ek sal sê, Here, deur God se genade, wil ek vanaand hier uitgaan, en ek wil lewe as 'n voorbeeld, soos God wil hê. Ek wil lewe as daardie opsiener, na wie iemand kan opsien, met vrymoedigheid. Here, as daardie persoon nie 'n Bybel het nie, dat hy my lewe kan volg, dat my lewe soos 'n Bybel sal wees, wat vir mense 'n rigting wys. Here, wees U die naprediker van vandag. Dankie dat ons om U woord kom sit het. Skep 'n behoefte, skep 'n begeerte, Here. Dit gaan oor hierdie belonings. Jesus wil ons beloon. Maar help ons, Here, om 'n begeerte te hê na daardie krone, Here. Wees U die naprediker van die woord in vandag, in hierdie week wat voorlê, Here, dat die woord sal wees soos daardie klip in die skoen, dat dit sal pla, as dinge nie reg is nie, dat dit ons sal pla, totdat ons daar gekniel het, voor U, om te sê, Here, help my. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die bloed van Jesus. Word U verheerlik, in ons lewens, want ons bid dit in Jesus se wonderlike naam.